Goeiemôre geliefdes, baie welkom by NG Oudtshoorn Park se YouTube kanaal. My naam is Quintus Skols. Ek is die leraar hier by NG Oudtshoorn Park en is vir my baie lekker om saam met julle te wees vanoggend. Ons praat vanoggend oor die tema God het die wêreld so lief gehad. En mag jy ook vanoggend net weer intens bewus word van God se liefde vir ons. Ons kom so aan die einde van 'n jaar nou en daar's soveel dinge wat nog moet gebeur in 2025 en ons het op hierdie 16 November het ons vanaand ons Kerssangdiens en hoe wonderlik is dit as ons by hierdie tyd van die jaar kom om te kan sê maar ons wil die Here loof dat hy sy enigste seun Jesus Christus vir ons gegee het en dit uit liefde uit. Voordat ons nou vanoggend saam uit die woord uit lees, mag jy net intens bewus wees van God se liefde en teenwoordigheid ook in jou lewe, net daar waar jy is. Maar kom ons bid nou saam en kom ons raak 'n oomblik stil. Ek is 'n stofmens en ek weet dat die Here vanoggend aan die woord gaan kom. Heilig, heilig, heilig is U Here God, aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Here, dankie dat ons vanoggend uit die woord uit kan lees. Dankie dat Boetie en Sissie inskakel op hierdie YouTube kanaal en dat ons so ook die evangelie oordra aan 'n wêreld daar buite. Wie ook al inkyk en luister vanoggend, Here, my gebed is dat hulle ook seën sal beleef en laat U my as 'n stofmens gebruik. Ek verklaar Jesus as my verlosser en saligmaker. En ons kom praat juis vanoggend oor die tema God het die wêreld so lief gehad. Johannes 3 vers 16. Here, spreek dan nou ook uit die woord uit en laat ons hier sal wegbeweeg met 'n dieper insig en daarom bid ek vir wysheid uit die woord. In die naam van die opgestane Jesus bid ek. Amen. Genade vir julle, vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. God drie-eenig kom groet jou, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons lees vanoggend so saam uit die woord van die Here en ons gaan lees in Johannes 3 vers 16 en mag die Here nou aan die woord kom juis in hierdie pragtige teks. God het die wêreld so lief gehad, staan daar, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die hele evangelie word eintlik in een sin saamgevat. God het die wêreld so lief gehad. Nie net die wêreld in die algemeen wat jy moet hoor nie, maar ook vir my en vir jou. Op ons name ken hy ons en hy het ons lief gehad. Hy ken ook ons gebrokenheid vanoggend. Hy ken ons seer. Hy ken die dinge wat jy saam met jou dra. En sy liefde staan uit aan 'n kruis deur al die tye heen en sal altyd bly vas staan. Ek was so vanoggend by hierdie teks kom stil staan en daar's 3 punte waarby ek vanoggend wil stil staan en dit net so jou aandag laat fokus op dit, dat jy net sal verstaan maar wat het God kom doen. So ek vestig julle aandag op die eerste punt. Die hart van God se liefde is die woorde God het. As ons hoor God het die wêreld so lief gehad, wil ek net stil staan by die God het. Johannes begin nie hierdie vers met die wêreld nie, ook nie met sondes nie. Hy begin met God het. Verstaan ons dit? God het. God het die wêreld so lief gehad. Dis 'n aksie van God se kant af. Dis 'n inisiatief van hom af. God het. Want God het geskep. God is in beheer. Hy is die God wat was, is en sal wees. God het. Die evangelie begin met die karakter van God. Nie 'n poging van mense nie. Nie Paulus het, of Petrus het, of Quintus het nie. God het. En as ons dit verstaan, hoor ons wat is liefde. God het lief gehad. God het ons lief gehad. Dis iets wat van God afkom. Dallas Willard skryf dit so mooi. God is nie in die eerste plek 'n woord van oordeel nie, maar 'n hart van liefde wat na gebroke mense toe buig. Die wonderlike woorde in die Grieks staan ho theos agapesen en dit beteken God het lief gehad.
Die daadwerkende liefde van God, die initieerende liefde van God, die selfuitvloeiende liefde van God, wat hy vir ons kom wys, want hy verstaan ons stof mensie sal onsself nie kan red nie. En omdat God verstaan ons sal onsself nie kan red nie, dan stuur hy sy seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe. John Stott sê in The Cross of Christ die volgende, hy sê die oorsprong van verlossing lê in die liefde van God. Die kruis was nie die oortuiging van 'n onwillige God nie, maar die bewys van sy bereidwillige liefde. Dis 'n bereidwilligheid van God self af. Hy besef ons mense kan onsself nie red nie. Dan sê Romeine 5 vers 8 vir my dit so mooi. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Christus sterf vir ons juis omdat ons in sonde verval het en omdat ons onsself nie kan red nie. Gemeente, geliefdes, die liefde van God is nie 'n reaksie op ons goedheid nie. Dis juis God se aksie wat hy self loods deur sy seun te stuur. God het. Dit is sy inisiatief in jou gebrokenheid. En hy kom bring die heling en die genesing en die redding. En die enigste antwoord is Jesus Christus. Daarom moet ons in die eerste punt wat ek wil oordra vir julle dit kom duidelik maak, die hart van God se liefde is dat God dit wou doen. God het die wêreld so lief gehad. Die tweede punt waarby ek vanoggend wil stil staan is die wêreld, die kosmos. As ons iets verstaan van hierdie wêreld, hoor ons daar's 'n gebrokenheid in ons wêreld, in 2025 waar ons leef. Die wêreld wat in 'n gebrokenheid verval het, sonde, en die wêreld wat in humanisme, relativisme, liberalisme, so kan ek 'n klomp temas noem, hierdie goed begin aanhang, ideologieë van mense, en laat ons begin wegbeweeg het van wat sê die woord van God. Die woord van God wat vas staan deur al die eeue. As ons iets hoor van kosmos, God het die wêreld so lief gehad, ek fokus op die woordjie wêreld, dan hoor ons nie, hy sê dis 'n mooi, ideale wêreld nie, maar 'n gebroke, sondige wêreld, 'n weggedraaide wêreld van God af. En die mense wat die versoekinge van hierdie wêreld gevat het, en die mense wat verval het in 'n goddeloosheid, en om dan te kan verstaan dat ons nou in hierdie gebrokenheid leef, en na Genesis 3 hoor ons die dorings en dussels, en ons hoor die verval, en die mens wat uit die tuin van Eden is, en daar is siekte en seer, en slegte dinge wat gebeur, maar vriende, die antwoord is Jesus. Dan besef ons vanoggend weer opnuut, wat het God gedoen, toe hy sy seun gestuur het na hierdie wêreld toe, wat eintlik verlore was. Hy kom en hy bring vir ons weer hoop. Johannes beskryf die wêreld, die gebroke mense wat God verwerp het, die mense wat die donkerte bo die lig gekies het, en dit staan in Johannes 3 vers 19, en so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Ons sien dit in die koerante, ons sien dit hoe lyk die wêreld tans, en om dan weer te kan sê, dankie Jesus, dankie dat u gekom het om aan 'n kruishout te gaan sterf het, dat u die gestalte van 'n slaaf aangeneem het, die inkarnasie, die menswording van God wat plaasvind vir my en vir jou, en dan gaan sterf Jesus aan 'n kruishout. Hierdie tyd van die jaar kom onthou ons dat God mens geword het, dat hy gebore is, die vorm van 'n mens aangeneem het, onder ons kom woon het, en dat sy uiteindelike doel was die kruis,
waar hy aan die kruishout sou gaan sterf het. Stefan Joubert skryf dit so mooi, hy sê, God se liefde skyn juis die helderste op die donkerste plekke. Die wêreld se gebrokenheid kanselleer nie God se liefde nie. Dit maak dit net meer sigbaar. Die wêreld se gebrokenheid kanselleer nie God se liefde nie. Dit maak dit net meer sigbaar. As ek dit hoor en ek besef God se liefde, sien 'n mens in hierdie wêreld. Daar's soveel mooi getuienisse, daar's soveel mooi stories, narratiewe wat ons hoor. Mense wat die Here aangeneem het, mense wat wegdraai van die sonde en nou saam met God hierdie pad stap. Dan weet ek Psalm 103 vers 14 is waar. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. God ken ons. Hy weet presies wie is ek en jy, ken ook die sonde wat ons doen, die foute wat ons maak. Hy weet ons ingestel dat daai ingeboude ou Adam in ons het die geneigtheid om sonde te wil doen. Dat ons hierdie geneigtheid het om sonde te wil doen, want die ou Adam kom so met tye steek hy sy kop nog uit. Hy weet waarvan is ons gemaak. Ons is maar stofmense. En dan sê jy Romeine 8 vers 22, die hele skepping sug. Eintlik sukkel ons faal, ons is gebroke mense in 'n gebroke wêreld en ons probeer maar elke dag. Maar dan verstaan ons, dis nie ons nie, dis God wat sy hand na ons toe kom uitsteek. En hy stuur sy seun, sy inisiatief van sy kant af eerste. Hy stuur sy seun nie net vir die kosmos, vir die hele wêreld nie, maar vir my en vir jou. Boetie en sussie, daai seer wat jy vanoggend het, daai gebrokenheid, dalk is dit 'n verhouding, dalk gaan jy deur 'n egskeiding, dalk is jy op 'n slegte plek in jou verhouding met jou kinders of jou ouers, dalk is daar spanning by jou werk, dalk sukkel jy finansiëel, jou boerdery trek swaar, jou besigheid, jy is dalk onder druk vanoggend, jy dalk 'n siekte, jy worstel met kanker of met depressie. Boetie en sussie, ek het vanoggend vir jou hoop. Hy kom en hy kom sterf juis vir ons gebrokenheid aan 'n kruishout. Hy kom sterf vir geskeurde verhoudings, vir hartseer, vir skuldgevoelens, vir mislukkings, vir ons stikkende stories. En Jesus kom gee vir ons hoop. Ons hoop is in die opgestane Jesus. Want so lief het God die wêreld gehad. Hy het my en jou lief. Romeine 8 kom sê dit so mooi, daar is niks wat ons kan skei van die liefde van God nie. Die liefde wat hy vir ons het in sy seun die Here Jesus Christus. Ons hou vas aan dit. Ons hou vas aan dit dat hy ons lief het en dat dit uit liefde is dat hy dit gedoen het. Liefde en genade dat hy sy seun stuur na hierdie wêreld toe. Nou het ek en jy hoop. Ons kan met al ons bagasie en seer en al ons dinge na God toe gaan en weet, hy sal ons help. Hy sal ons nie los nie. Hy vergewe ons. Hy reinig ons van alle ongeregtigheid. As ek en jy ons sondes bely, dan is God getrou en regverdig. 1 Johannes 1. Vriende, daar's soveel hoop vanoggend vir ons. Daar's soveel hoop, nie net vir die kosmos nie, vir 'n verlore wêreld nie, maar vir my en vir jou op ons name. Natuurlik moet die wêreld tot bekering kom. Natuurlik is daar soveel mense in die wêreld daar buite wat nog nie Jesus ken nie, wat nie Jesus bely nie, wat 'n lewe leef in die vlees en nie in die gees nie. En vriende, dit is die belangrike vanoggend, dat ek en jy sal terugkom na God toe en erken dat ons God nodig het. God het, en dan het ek die tweede punt nou gepraat oor die wêreld, maar ook vir my liefgehad, en dan kom ek by die derde punt, die liefde van die kruis. Ja, ons is nou in Kerstyd en
Ek het nou genoem, ons het vanaand ons Kerssangdiens en ons werk nou so op na Kersdag toe, 25 Desember, waar ons ook gaan fees vier en dankie sê vir God dat hy sy seun gestuur het, sy enigste seun, sy geliefde seun. Maar die uiteinde van Jesus se aardse lewe was die kruis gewees, om te gaan sterf, om die sonde en die dood te oorwin en vir my en jou die ewige lewe moontlik maak, om op te staan uit die dood uit en vir ons die ewige lewe te gee, sodat die wat in my glo sal lewe al sterwe hulle ook, sê Johannes 11:25. Vriende, as ons iets kom hoor van die derde punt vanoggend, die liefde van die kruis, hy het sy eniggebore seun gegee, want so lief het God die wêreld gehad, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Dit is die bergpiek van God se liefde. Hy het sy eniggebore seun gegee, Johannes 3:16. God se liefde is nie net 'n emosie vir ons nie, maar dit is 'n offer. Baie keer het ons as mense emosies, en ons is gelukkig, ons is happy, ons is sad, ons is kwaad, ons is geïrriteerd, ons het 'n klomp emosies. Hierdie liefde van God is nie 'n emosie nie, hy kom offer sy eniggebore seun op, hy kom wys vir ons prakties liefde, deur sy seun te laat sterf aan 'n kruishout, daai vernedering, daai gestalte van 'n slaaf wat hy aangeneem het, en vir my en jou gaan sterf het aan 'n kruishout. Hierdie woord waarby ek wil stil staan is, hy het sy eniggebore seun gegee. Die woordjie gegee. Die eerste punt het ek stil gestaan met God het. Die tweede punt het ek stil gestaan met die wêreld vir my en vir jou ook lief gehad. En nou kom ek by die derde punt, en ek wil kom praat oor die woord gegee. Die woord gegee beteken vir my, hy is uitgelewer. Hy is oorgegee tot die dood toe. Ja, daai plek wat Jesus kom inneem het. En om dit te kan verstaan vanoggend, God het nie 'n engel gegee nie, hy het nie 'n profeet gegee nie, hy het nie net 'n idee gegee vir ons om oor te dink nie, nee, hy het sy enigste seun gegee, geoffer, die perfekte bloedoffer, sodat daai sonde versoening kon plaasvind. Dis die laaste bloedoffer. Dis Jesus Christus. Hy wat sterf aan die kruis en hy wat opstaan. Hy wat die sonde en die dood oorwin. God het gegee vir my en jou 'n toekoms. God het gegee hoop. God het gegee die antwoord. Jesus. God het gegee. John Stott skryf dit so mooi, as jy wil weet of God jou liefhet, kyk nie na jou omstandighede nie, kyk na die kruis. Ons fokus baie keer so op die sleg en die seer wat in ons lewens gebeur, en daar's 'n klomp dinge. As ons terugkyk op 2025, was daar hoogtepunte, maar daar was definitief ook laagtepunte. Slegte dinge, seer dinge wat gebeur het. En baie keer fokus ons so op die slegte goed, dat ons vergeet dat God ons liefhet, dat daar hoop is, dat die son weer môreoggend opkom, en laat God ons aan die hand vat en met ons die toekoms instap. Hy sal ons nie los nie. Die God van liefde, die God wat kom sê, my kind, ek ken jou op jou naam, jy is myne. Jesaja 43, al gaan jy deur water, al gaan jy deur die vuur, water sal jou nie wegspoel nie, vuur sal jou nie brand nie, want jy is myne. Ek is lief vir jou, ek ken jou op jou naam, jy is myne. As ons dit vanoggend kom hoor, vriende, dan moet ons baie keer 'n oomblik terugstaan en die oog van ons omstandighede afdraai na God toe, na die kruis toe, en sê, ek weet, daar's vir my hoop. My hoop is op Jesus. Ek sluit af met Galasiërs 2 vers 20. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus
wat in my lewe, die lewe wat ek nou nog hier lewe, lewe ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. God het sy liefde vir ons kom bewys. Daarom kan ons vanoggend by hierdie punt kom, Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het vir my en vir jou, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daarom sluit ek vanoggend af met hierdie vraag, wat glo jy? Glo jy dit saam met my vanoggend? Ek doen. Ek glo dat Jesus my verlosser en my saligmaker is. En ek kom dank net vanoggend die Here, dat God het. Hy het sy seun gegee, hy het dit gedoen uit liefde, hy het die wêreld lief gehad, hy het my lief gehad, hy ken my omstandighede, hy weet waartoe ek gaan en wie ek is en wat ek is. Ek kom bely my sonde vanoggend, maar God doen dit uit liefde uit. Hy het dit gegee uit sy hart van liefde uit. God kom gee dit uit sy vaderhart uit vir ons, omdat hy ons so lief het. Vriende, as ons dit vanoggend hoor, kan ons nie anders as om te reageer nie. Elke keer as ons nagmaal gebruik, dan sê ons, daai stukkie brood, dit is sy liggaam. Ons neem dit en eet dit en dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek het, tot 'n volkome versoening van ons sondes. As ons daai slukkie wyn of druiwesap vat, dan sê ons, dit is die bloed van ons Here Jesus Christus, die gemeenskap met die bloed, ons drink dit en dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het tot 'n volkome versoening van ons sondes. Hy bloed wat uitgegiet is uit sy liggaam uit, tot 'n volkome versoening van my en jou sondes. Daar's geen groter liefde as dit nie. Die wêreld kan jou verwerp, maar as God vir jou lief is, dan wag daar vir jou 'n ewige prys, die ewige lewe wat voorlê. En daarom, telke male, ook aan 'n nagmaalstafel, sê ons vir mekaar, God is liefde. God het gegee, en ek en jy staan met oop hande en sê, dankie Here. Dankie, ek maak dit my eie, en ek weet U is vir my lief. Maar nou wil ek my lewe so gaan leef. Ek wil dankbaar gaan leef, ek wil reageer, Here help my, ek wil elke dag voluit vir U gaan leef. Vriende, nou is dit tyd dat ons Bybels vat en begin leef, soos manne en vroue van die woord, soos God ons geroep het om te leef. Sola scriptura, ons is manne en vroue wat vas staan op die woord alleen. Dankie Jesus. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend net uit U woord uit kan leer en kan weet, Here, U het die wêreld so lief gehad. Maar die hart van God se liefde hoor ons vanoggend. God het. Dit is U inisiatief. U het ons eerste lief gehad. En Here, daarmee saam weet U ook van ons gebrokenheid in 2025 op die 16de November. U ken ons so goed. Maar Here, meer as dit, ontmoet U ons net daar waar ons is vanoggend. En U kom en U sê, my liefde aan die kruis staan vas. Dankie Jesus. Dankie dat daar hoop is. Dankie dat ek alles na U toe kan bring ook vanoggend. Met hierdie wete, Here, U het my lief. U ken my op my naam en U sal my nooit los nie. Here, ek bely my sonde vanoggend voor U. Ek bely my afhanklikheid en my nederigheid en my nietigheid. Ek is inderdaad 'n stofmens, Here, soos wat Psalm 103 vers 14 sê. En Vader, ek kom bely vanoggend, ek kan nie sonder U nie. Maar dankie, Here,
dat U in U liefde en genade, tree vir tree, dag vir dag, elke millisekonde saam met my op pad is, en laat ek kan vorentoe beer vanoggend met die wete, ek is veilig in die handpalm van God. Here, ek loof U en ek prys U tot in alle ewigheid. Aan U kom toe die lof, die krag en die heerlikheid. In Jesus naam bid ek. Dankie Jesus. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle ingeskakel het vanoggend op hierdie YouTube kanaal. Goedheid en guns vir julle. Ons praat weer DV volgende week met mekaar.